Maar vanmôre wil ek graag met julle praat oor hierdie onderwerp, een keer gered, altyd gered. Hoekom wil ek met julle oor hierdie onderwerp praat? Geliefdes, ongelukkig, ons leef in 'n tyd en ons leef, dit is net die waarheid wat ek nou gaan sê. Baie preke in die hoofstroomkerke vandag gaan oor jou en hoe jy voel dat as jy daar uitstap, en dit was nou een motiverende boodskap, en dis nie hoe dit veronderstel is om te wees nie, alhoewel ek glo daar's 'n tyd en 'n plek vir jou om, natuurlik, jy is gemotiveerd deur die evangelie ensovoorts, maar as ons teruggaan in die kerkgeskiedenis en ek hou van kerkgeskiedenis, môre gaan ek net vinnig raak aan 'n gedeelte van die kerkgeskiedenis, sal julle sien, wat is dit wat die vroeë kerk gepreek het, naamlik die disippels? Wat is dit wat die disippels van ons Here Jesus gepreek het, en die disippels van daardie disippels, en die disippels van daardie disippels, wat is dit wat hulle gepreek het? Is dit motiverende boodskappe, is dit voelgoed boodskappe, is dit hierdie sogenaamde seeker sensitive boodskappe, of het hulle boodskap gedraai om 'n sekere onderwerp, en dit het gedraai om 'n sekere onderwerp, naamlik Jesus Christus en hom as 'n gekruisigde. So elke preek, elke boodskap moet as te ware werklik gaan oor Jesus Christus. Maak dit sin wat ek probeer sê? Vir my, as ek 'n boodskap hoor waar ek net elke keer goed voel na die tyd, of waar dit net 'n motiverende preek is, daar's vir my 'n probleem daaraan. Want daar's 'n tyd en daar's 'n plek, en ja, ek verstaan, die Here bemoedig ons deur sy woord, maar elke preek moet gaan oor Jesus Christus en hom as 'n gekruisigde. En wat hy gedoen het op die kruis, en dat hy opgestaan het uit die doodheid. Maar vanmôre wil ek oor hierdie onderwerp praat, naamlik een keer gered, altyd gered. En wat sê die Bybel daarvan? Want jy gaan baie hoor dat kerke en ministers, predikers neig na hierdie gedeelte toe. Nou kom ons gaan deur die woord van die Here, en ons kyk wat sê die woord van die Here. Net voordat ons deur die woord van die Here gaan, hierdie leerstelling is ook bekend as Once Saved, Always Saved. Wie van julle het al gehoor van Once Saved, Always Saved? Of die ander naam is Eternal Security. Jy is gered, maak nie saak wat nie. Hierdie leerstelling, en ek sê dit boldly, vat meer mense hel toe as enige ander leerstelling. Julle gaan nou verstaan hoekom. Daar is baie teachers, leraars en leke. Wat is 'n leek? 'n laity, die gewone persoon in die banke. Daar's baie leraars en leke wat hierdie leerstelling verwelkom en dit gebruik as 'n verskoning vir hulle eie sonde. Nou mense sal sê, wel, dit is die waarheid dat, soos Romeine 3 vers 24 sê, en hulle word deur sy genade sonder verdienste geregverdig deur die verlossing wat in Christus Jesus is. Naamlik, ons word gered sonder verdienste, deur genade, die genade van God word ons gered en geregverdig deur die verlossing wat in Jesus Christus is. Dit is absoluut die waarheid, maar jy moet ook verstaan dat God se beloftes kondisioneel is. Kyk, let op die geel gedeelte wat ek daar geskryf het, maar alhoewel dit die waarheid is dat ons word gered deur die genade, deur die geloof, uit genade deur die geloof, word ons gered en ons is verlos in Jesus Christus. Dit is absoluut die waarheid. Ons redding is deur Jesus Christus. Maar ek wil hê jy moet ook daarop let dat God se woord en beloftes is kondisioneel. Byvoorbeeld, lees wat sê Matteus 24 vers 13. Hoor wat sê hy? Maar wie volhard tot die einde toe, hy sal gered word. Daar's 'n kondisie, maar wie volhard tot die einde toe, hy sal gered word. In Lukas 13 vers 23 vra een van die disippels vir Jesus. Toe sê iemand vir hom, Here, is die wie gered word min? En hy antwoord hulle, stry hard om in te gaan deur die nou poort.
stry hard om in te gaan deur die nou poort. Stry hard om in te gaan deur die nou poort. Want baie, sê ek vir julle, sal probeer om in te gaan en nie in staat wees nie. Nou, as dit net maklik is, once saved, always saved, en jy kan nou relax in 'n mood van, en in 'n mode van net terugstaan en relax en gaan en chill, en die Here is net awesome, liefde en vrede en al die dinge wat die Here is, maar jy moet die attribute van God nie uit konteks uitdruk nie. Ek het 'n preek daaroor, die lam en die buffet, maar nietemin, hoekom sal Jesus sê, maar wie volhard tot die einde toe, hy sal gered word? En hoekom sal Jesus sê, stry hard om in te gaan deur die nou poort? Kyk na wat op die volgende skerm staan. Jy is gered deur genade. Maak nie saak, of kom ek sê dit so. Hierdie leerstelling van once saved, always saved, een keer gered, altyd gered, leer die volgende. Jy is gered deur genade. Is dit die waarheid ons is gered deur genade? Absoluut. Maar dan gaan dit na die hypergrace movement toe. Dan sê dit, maak nie saak wat jy doen nadat jy tot bekering gekom het nie. Jy kan dit nooit verloor nie. Nou is dit die waarheid en ons gaan vanmôre daarna kyk. Hierdie leerstelling maak dat Christene begin om slap te lê en te relax. Dit gee, as jy hoor, wel ek is gered en maak nie saak wat nie, ek once saved, always saved, en dit is 'n prominente leerstelling hierdie, dan maak dit jou om te begin slap lê en te relax, want hoekom moet ek vas, hoekom moet ek bid, hoekom moet ek hard stry, hoekom moet ek gaan hemel toe, finish en klaar. En ons gaan kyk of is hierdie Bybel beantwoordbaar, hierdie hele leerstelling. Hebreërs 12 vers 3 en 4 sê die volgende: want julle moet ag gee op hom wat so 'n teespraak van die sondaars teen hom verdra het, sodat julle in julle siele nie vermoeid en verslap nie. Hier sê die skrywer van Hebreërs, en ek glo dit was Paulus, hy sê julle moet nie verslap nie. Maar tog hierdie teaching maak dat mens verslap. Hoekom sal Hebreërs 12 vers 4 sê, julle het nog nie ten bloede toe weerstand gebied teen die stryd teen sonde nie. Jy sien, sonde is so prominent en maklik vandag. Kom ek wys jou hoe dit is vandag. Jy moet 'n baba, 'n kind wat gebore is, die sonde natuur is deel van die mense se natuur, natuurlik. En as jy die Here Jesus Christus aanneem as jou redder en verlosser, dan is daai sonde natuur dormant, maar dit kan weer opvlam as jy dit voed, deur om weer in sonde te wil val en terug in dit wandel. Maar om te sien die sonde natuur wat in operering is, jy hoef nie 'n kind te leer om te vloek of om te lieg nie. Hulle doen dit sommer van self. Jy moet hulle juis leer om dit nie te doen nie. Maak dit sin? Maar wanneer jy tot die Here kom en jy bekeer jou, word die sonde natuur dormant, is veronderstel om dormant te word. En ek sê nie dat ons gaan die foute maak natuurlik, en ons gaan nou daaroor praat. Maar hy sê ons moenie vermoeid, ons moenie verslap nie. En ons moet tot ten bloede toe weerstand bied teen julle in julle stryd teen die sonde. Daarom, vers 12, rig die slap hande en die verlamde knie op. Jy kan nie maar net nou relax nou dat jy gered is nie. Hy sê, en maak reguit die paaie vir julle voete, en maak reguit, daar's van jou kant af iets wat jy moet doen. Jy moet van jou kant af die kronkelpaai reguit maak. Jy moet van jou kant af vergewe, vryspreek. Van jou kant af moet jy jammer sê waar jy mense ingedoen het en waar jy dit gedoen het en dat gedoen het. Hy sê, maak reguit die paaie vir julle voete, sodat wat krepeel is nie uit lid raak nie, maar liewer gesond mag word. En dan sê vers 14 hierdie prominente woorde, jaag die vrede na met almal en
die heiligmaking. Sê 'n bietjie die woord en. OK. Nou ek het 'n pyl daaronder ingesit wat vir jou beskryf dat daai jaag die. Sien julle daai pyltjie wat oorgaan na die en toe? Daai jaag sluit aan by die en die. Met ander woorde, jaag die vrede na met almal, jaag, met ander woorde, jaag na hierdie ding en die heiligmaking. Met ander woorde, jaag in konteks van hierdie vers, jaag die heiligmaking. Jaag heiligmaking. Wat beteken dit om heilig te wees? Dit beteken om afgesonderd of om afgesonderd te wees, om to be set, holiness beteken to be set apart for the use for God. Jy moet anders te wees as die van die wêreld. Anders te, hoe gaan mens weet wie jy is en waarvoor jy staan? Jaag die vrede na met almal en die heiligmaking, so ons moet heiligmaking najaag. Die Bybel sê uitdruklik waarsonder niemand die Here sal sien nie. Hoeveel sal die Here sien sonder heiligmaking? Niemand. Is dit ek wat dit sê of is dit die woord van die Here? Dis die woord van die Here. Hierdie once saved, always saved leer maak die breë weg aanvaarbaar. Inteendeel, dit evangeliseer die breë weg. So as mense sê wel jy is gered en Jesus is net lief vir jou en dit is so, die Here is lief vir jou, maar hy is so lief vir jou dat hy jou gered het van sonde, nie in sonde nie, hy het jou gered van sonde tot sy roeping en heiligmaking. Sê ek, jy gaan nie val nie, jy gaan struikel en val alles, ons gaan nou by dit uitkom, maar die Here red jou nie in sonde, dat jy bly in sonde nie, hy red jou van sonde. Maak het sin, maar hierdie mense wat sê, once saved, always saved, en ag, Jesus se bloed, en dis net hierdie motiverende preke vandag, en al hierdie dinge, hulle evangeliseer die breë weg. Want wat is die use vir my om hard te stry, om tot weerstand toe, ten bloede weerstand toe te bied, teen die sonde, om heiligmaking na te jaag, wat is dit dan nodig voor? Maak het sin? Dit evangeliseer, hierdie lering, once saved, always saved, een keer gered, altyd gered. Jy is 'n kind van die Here, jy het eens 'n gebed gesê, nou is jy 'n kind van die Here, jy is 'n res, maak nie saak wat jy doen, jy kan leef soos jy held daarna, jy kan leef net soos wat jy wil. En dit is om die breë weg te evangeliseer. Hierdie leerstelling maak disippels van skynheiliges. En hoeveel van julle weet die kerk is vol van skynheiliges? Hoeveel skynheilige, soveel skynheilige Christene, sogenaamde kinders van die Here. Dis wat teaching soos hierdie doen. Dit evangeliseer die breë weg en dit maak disippels van skynheiliges. Met ander woorde, hulle het 'n vorm van godsdiens, maar die krag daarvan is verloon. En hulle is verraaiers van die geloof. Luister wat Paulus skryf aan Timoteus in 1 Timoteus 1 vers 18. Hierdie boodskap vertrou ek aan jou toe, my kind Timoteus, ooreenkomstig die profesie wat vroeër aangaande jou uitgespreek is, sodat jy daardeur die goeie stryd kan stry. Sê bietjie, sodat jy? Die goeie stryd. Nee, julle sê almal saam. Sê die goeie stryd. Die goeie stryd kan stry. Ons is in 'n stryd, maar ons is in 'n goeie stryd. Amen. Hy sê, hierdie het ek aan julle in jou oorgelewer, Timoteus, ooreenkomstig die profesie wat vroeër in jou uitgespreek is, sodat jy daardeur die goeie stryd kan stry. Geliefde kind van God, kyk vir my, jy is in 'n stryd. En tot die dag wat jy doodgaan, is jy in 'n stryd. Maar dit is 'n goeie stryd, want jy is in die Here, as jy in die Here is. Amen. As jy nie is nie, maak seker jy kom in die Here. Vers 19 sê, en aan die geloof 'n goeie gewete vashou,
Sommige het dit van hulle weggestoot. So met ander woorde, mense wat in die geloof was, het dit weggestoot en aan die geloof skipbreek gelei. Onder wie daar Himeus en Alexander, wat ek aan die Satan oorgegee het, sodat hulle kan leer om nie te laster nie. Wat Paulus hierso sê, is hy sê, hier's hierdie mense, wat nie aan die gesonde leer vashou nie, wat nie die goeie stryd stry nie, wat contradiction, they teach something contrary to the simple preaching of the gospel, and to the message of sanctification and holiness. They preach something different than the blood of Jesus, en hulle het aan die geloof skipbreek gelei. Met ander woorde, hulle was eens in die skip, en nou het hulle in die geloof skipbreek gelei. En hy sê, ek het hierdie ouens aan die Satan oorgelewer. Want hoekom? Hulle gaan rond en verander die genade van God, soos Judas 1 vers 4 het sê. Hulle verander die genade van God in losbandigheid. Hy sê, ek het hulle aan die Satan oorgelewer, dat hulle nie laster nie. Hierdie leerstelling oordeel reeds jou van vooraf, voordat jy doodgaan. Met ander woorde, as one saved, always saved, die waarheid is, en as jy nog nie met hierdie te doen gekry het nie, dis nie asof 'n pastoor of 'n prediker sal gaan staan op die preekstoel op 'n Sondag en sê, geliefdes, môre wil ek hê met julle Bybels oopmaak by so en so nie, ek gaan vanmôre preek, one saved, always saved. Jy gaan nie dit hoor nie, jy gaan tussen die lyne hoor wat hy preek. Dan gaan jy agterkom, hierdie ou glo dat jy's vir ewig geseël, jy's vir ewig dit, jy's niks wat jy doen kan en wegvat, en dan weet jy, dis one saved, always saved. En hierdie leerstelling oordeel jou al reeds voordat jy dood is. Maak dit sin? Ja. Hoekom? Want dit sê jy gaan hemel toe, maak nie saak wat nie. Wie is jy om te oordeel? Jesus het gesê, oordeel nie. Dit beteken goed of sleg. Jy mag nie oordeel nie. So, maar die one saved, always saved lering, oordeel mense van vooraf. Jy het Jesus aanvaar, en ek ken sulke predikers. Ek sê eerlik, ek ken so prediker ook. Baie bekende prediker. Wat sal, hy glo aan, jy is one saved, always saved. Jy is, as jy kind van God is, hulle gebruik hierdie verskoning, jy sal dit hoor. As jy nou 'n kind is, hulle gebruik hierdie, jy sal hoor, partykeer gebruik hulle hierdie. Jy wat nou 'n kind is van jou pa, as jou pa jou onterf en hy vat jou foto's en hy brand dit en hy wil niks met jou te doen nie, is jy nog jou pa se kind wettiglik en bloed? Ja, dan sal hulle dit oortrek na die geestelike toe, wat heresie is. Want dan sal hulle sê, maak nie saak wat gebeur nie, al is jy so stout en dit en dat, jy bly 'n kind van God. Wel, dan het almal 'n probleem, want Jesus sê vir die Fariseërs en vir sommige van sy disippels en vir die skare, julle het die duiwel as vader. So met ander woorde, hulle bly dan kinders van die duiwel, maak nie saak wat gebeur nie. Maak dit sin wat ek probeer sê? Kom julle agter die kap van die Bybel wat ek probeer sê? So, daarin bestaan nie. Hierdie leerstelling oordeel jou reeds van vooraf, voordat jy doodgaan. Sê jy gaan hemel toe en jy spring basies die oordeel vry. Hulle sal sê ja, was oordeel, maar dit is net om loon te ontvang. Okay. Hierdie idee dat jy gered word, skoon gewas word deur die bloed van Jesus en nou kan leef net soos wat jy wil, was heel onbekend aan die vroeë kerkvaders, aan die vroeë disippels. Om te dink, dis regtig wat hierdie lering teach. Jy kan leef soos die duiwel. Hulle sal nie so sê nie, want hulle kry skaam om dit te sê. Maar jy kan leef soos die Satan. Dis baie van die gereformeerde leer, glo dit, hierdie Calvinistiese leer. Ek kom nou by dit uit. Hulle sal nie dit so sê nie, maar hulle sal sê, jy is gekatkeseer en gedoop, besprinkeld, en jy is nou deur dit, nou kan jy maar, nou het jy jou lisensie vir drank. Nou het jy jou lisensie vir oreerdery. Want dis wat dit is vir hulle. Want jy is nou 'n verbondskind. Dis 'n grootse klomp rubbish. Nou hierdie leerstelling van one saved, always saved was ontwerp gewees
in die jaar 400 na Christus deur Sint Augustine van Hippo. Hippo is bekend vandag as Algerië in Noord-Afrika. Nou net so vinnig om net te noem, miskien, ek sal net mense kan pause by hierdie skerm en luister wat Origens sê, wat nog voor die tyd van Augustine geleef het. En dan natuurlik, as jy kyk na ek het nou net hierdie ingebring vir interessantheid, die vroeë kerk, as jy gaan kyk na hoe die disippels verbind was met van die vroeë kerk, ons noem hulle die kerkvaders, die disippels, jy het Jesus Christus, dan het jy Paulus, Petrus, Johannes en die ander disippels, maar byvoorbeeld ons vat net hierdie 3 disippels, Paulus, Petrus en Johannes, is daar bekende skrywe, Clement of Rome, Ignatius of Antioch, en Johannes het Polycarp gehad, Polycarp het weer Irenaeus gehad, en ekskuus tog, so gaan dit aan, so gaan hierdie ding aan, en dit was vir niemand van hulle bekend gewees nie. Eers in die 400s na Christus het Sint Augustine van Hippo, het hy dit ontwerp. En kyk hoe ver weg was hy van die oorspronklike tyd waar die disippels geleef het. Het hy dit, ek sê die hele tyd Alexander, hierdie Augustine was werklik waar, hy het soveel goeders genoem en gepreek wat absoluut teenstrydig is met die skrif. En ek kan julle nou vertel van, en ek wil nie julle verveel nie, maar waar 'n deel was van die Manichaeism ensovoorts. Maar hy was ver weg van die oorspronklike kerkvaders, naamlik Justin, Martyr, Irenaeus, Cyprian en Origen ensovoorts. Hy was ver weg van hulle afgewees. En toe Augustine of Hippo, het hy hierdie lesing begin bekend maak, once saved, always saved. Hy het net iets anders te genoem, eternal security and a perseverance of the saints ensovoorts. Naderhand het daar 'n ou opgestaan met die naam van Johannes Calvin. Johannes Calvin sê hierdie woorde nogal. Hy sê, Augustine is so holy with me, that if I wish to write a confession of my faith, I would do so with all fullness and satisfaction to myself out of his writings. Met ander woorde, Johannes Calvin, wat in die 1500s geleef het, hy sê dat hy vereenseldig hom met Augustine, met daai vroeë kerkvader Augustine, as mens hom 'n kerkvader kan noem. Nou, hoekom ek dit noem is, die alrede hoekom ek dit hierso noem is vir julle, sal miskien nou nie veel beteken nie, maar as julle in kerkgeskiedenis, if you are interested in church history, this will mean a lot to you. Hoekom? Want Calvin, Johannes Calvin, Johannes Calvin het die Calvinisties, dus die woord Calvin, het die Calvinistiese leer ontstaan, en die Calvinistiese leer is vandag kerke soos byvoorbeeld, ek dink ek het dit hierso in, daar's 'n boom met baie van hoe die kerke ontstaan het, uit watse bewegings het hulle ontstaan. Calvinisme is byvoorbeeld die Baptiste, die Suidelike Baptiste, die United Baptists en die Reformed Anglicans en natuurlik in Suid-Afrika ook soos die NG Kerk, die gereformeerde kerke, hulle is almal Calviniste. So hulle het geglo wat, hulle lering val terug op dit wat Johannes Calvin gepreek het. En Johannes Calvin het net gepreek wat Augustine gepreek het, en Augustine het die lering werklik bekend gemaak van once saved, always saved. Hier is net vir interessantheid vir mense wat sou daarin belangstel, wat die video dalk wil pause en daarna kyk. Maar as die vroeë kerk geglo het aan once saved, always saved, hoekom is daar miljoene Christene doodgemaak gewees? Besef jy dat keiser Nero, wat een van die mees boosste keisers was, hy het Christene aan teerpale het hulle vasgemaak en hulle pale vasgemaak en hulle vol teer gesmeer en hulle aan die brand gesteek en gesê, julle is mos die lig van die wêreld, brand. Hy het families, het hy
in Colosseums gegooi. Ek was nou onlangs as ons in die Colosseum, in 'n Colosseum gewees, in Israel, nie die Colosseum in Rome nie, ek sal baie graag dit eendag wil sien, maar die Colosseums, wat het hulle gedoen? Hulle het mense daarin gesit, Christene daarin gesit, behalwe vir die ander gladiator goeders en alles wat plaasgevind het hulle Christene binne hierdie Colosseums gesit, en dan het hulle wilde diere op hulle losgelaat, en die hele gehoor het toegekyk, hierdie duisende, tientalle, duisende, mense het toegekyk, hoe Christene verskuur word, terwyl hulle oë ophef en bid tot die Here. Ek meen, hulle het met hulle lewe geboet vir die evangelie waarin hulle geglo het. As one saved, always saved, die waarheid is, kon hulle net een woord gesê het, en hulle kon hierdie lyding ontvlug het. Want hulle is gered, so hulle kan net sowel sê, Caesar Adonai, met ander woorde, keizer is Here, keizer is koning, maar hulle het gesê, nee, Jesus is Here. Amen. Hoekom het hulle met hulle lewens geboet? Ou manne, vroue, kinders, vrouens wat met hulle kinders gestaan, babetjies in hulle hande, kom die leeu's en gryp daai kind en verskeer daai kind voor daai ma, en die ma bly getrou aan die Here Jesus tot die dood toe, die pa bly getrou aan die Here Jesus tot die dood toe. Die Christene, ek meen, hulle was bekend vir hulle veranderde lewe wat in hierdie tyd geleef het onder Nero en al hierdie ander bose keisers, en hulle het gegaan tot hulle dood toe. They went to their deaths. As ek julle al die verhale moet vertel, en ek dink ek sal 'n lesing aanbied oor jy wat moet weet waar kom jou geloof eintlik, waar deur jou geloof kom. En hulle kon net gesê, nee, ons maak, nou kon hulle net gemaak het, nee, ons maak, keizer, onthou boys, ons is een keer gered, altyd gered, moenie hoor, nie, die Here verstaan het, nee, jy's koning hoor, jy's koning, jy's sharp hoor, dan sê hy gesê, okay, nee, sharp, laat hom uit man, dis nou baie nice, laat hulle uit, hulle kon net dit gedoen het, maar hulle het eerder die dood verkies, as om Jesus te verloon. Kan jy sien hoe val hierdie hele ding uit mekaar uit? En vandag is dit 'n prominente leer. En geliefdes, as gevolg van hierdie wat ons van lees en wat ons leer, is dat ons moet verstaan dat die Christelike wandel lyk iets soos wat ek vir jou op die bord sit daarvoor. En net jy kan jouself monitor. Sit bietjie jou hand op jou pols. Kan jy weet jy om jou hand op jou pols te sit, jou 2 vingers, hier in af, ek het first aid training, skuif jy jou 2 vingers af, reguit met jou wysvinger, daar loop jou pols, nee? Wie van julle druk so hard, nie te hard, loop dood nie, druk hom net redelik, wie van julle voel julle pols? Ok, het julle nou iets geleer oor medisyne? Maar nie te min, so daar sit jy, voel jy daai pols wat klop? Reguit af met jou wysvinger, daarso. Dit, jou pols, jou Christelike pols, moet iets lyk soos wat op die skerm aan die gang is. En wat is dit? Groei. Nooit stagneer nie. Hoekom? Wat sê die woord van die Here? Die woord van die Here sê, ons groei van heerlikheid tot heerlikheid. In 2 Korintiërs en Kolossense 1 vers 10 sê, ons moet waardiglik voor die Here wandel, om hom in alles te behaag, en julle in elke goeie werk vrug mag dra, in die kennis van God. Met ander woorde, it's a growth process. As one saved, always saved, die waarheid is, wat beteken dit? Ons kan net chillax. Nou kom ons kyk na 'n paar, en ek gaan hierso net na 'n paar skrifte kyk. Is julle nog met my? Ek gaan net na 'n paar skrifte kyk wat hierdie one saved, always saved weer lê. En glo my, ons kan 'n hele naweek opneem, 'n hele week opneem, om na die skrifte te gaan kyk, wat hierdie leerstelling heeltemal
ontbloot. Maar kom ons kyk net na 'n paar skrifte. Hier is een van die bekendste gedeeltes. Jesus sê nie elkeen wat vir my sê Here, Here sal ingaan in die koninkryk van die hemel nie, maar hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemel is. Wie is dit wat vir Jesus sê Here, Here? Wat se mense sê vir Jesus Here, Here? Christene. Christene is hulle wie vir Jesus sê Here, Here. En hy sê, raai wat? Nie almal van hulle gaan in die koninkryk van die hemele in nie. Dan sal jy nou mense kry wat sê, ja, maar daai woord koninkryk in die hemele beteken eintlik iets heeltemal anders. Dis Basileia wat beteken die heerskappy van, nee, dit beteken die heerskappy van waar Christus is. Ek kan so lank in hierdie goeders, in hierdie teachings ingaan. Daai wat hy sê, sal nie in die koninkryk van die hemel ingaan nie, maar hy wat die wil doen, sê bietjie wil doen. Jy moet die wil van die Vader doen. Hy sê, want baie sal in daardie dag vir my sê, Here, Here, het ons nie in u naam. Nou noem hy dinge wat hulle gedoen het. Here, maar hy praat van die oordeelsdag wat op pad is. Baie sal in daardie dag vir my sê, Here, Here, het ons nie in u naam duiwels uitgedryf en geprofeteer en groot kragte gedoen nie. Here, het ons nie al hierdie goed gedoen in u naam nie. En dan sal ek vir hulle sê, ek het julle nooit geken nie, gaan weg van my, julle wat die ongeregtigheid werk. As once saved, always saved, die waarheid is, wat is een van die kondisies wat iemand moet doen as hy na Jesus toe kom? Wat moet hy Jesus noem? Hy moet, as jy iemand na die Here Jesus toe lei, wat is een van die dinge wat hy moet doen met sy mond? Hy moet Jesus as gebruik Romeine 10 vers 9 se terminologie. Hy wat die Here Jesus bely. He that confesses Jesus as Lord. Maak dit sin? Met ander woorde, hy is koning, hy is die Here bo alles. En nou sê hy, nie almal wat vir my sê, Here, Here, sal in die koninkryk van die hemel ingaan nie, maar hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemel is. Dan op daardie oordeelsdag sal baie vir my sê, Here, ons het in u naam geprofeteer en groot kragte gedoen, en hy sal sê, gaan weg van my, ek het julle nooit geken, die julle wat die ongeregtigheid werk. Amen. Jesus sê daar, Matteus 5 vers 27, julle het gehoor dat aan die mense van die ou tyd gesê is, jy mag nie egbreek nie. Maar ek sê vir julle dat elkeen wat na 'n vrou kyk om haar te begeer, reeds in sy hart met haar egbreek gepleeg het. As jou regter oog jou dan laat struikel, nou luister mooi wat sê, as jou regter oog jou laat struikel, ruk dit uit en gooi dit weg van jou af, want dit is vir jou beter dat een van jou lede vergaan en nie jou hele liggaam in die hel gewerp word nie. En as jou regterhand jou laat struikel, kap dit af en gooi dit van jou weg, want dit is vir jou beter dat een van jou lede vergaan en nie jou hele liggaam in die hel gewerp word nie. Met ander woorde, wat sê Jesus? Hy sê dat dis vir jou beter om 'n lidmaat te verloor as wat jy al jou lidmate behou en hel toe gaan. Maak dit sin? Die hel is 'n werklikheid. Markus 9 sê Jesus dit weer. Maar hoor hoeveel keer praat Jesus oor die hel, net in hierdie klein gedeelte, en ek gaan dit nie gehighlighte gedeeltes noem. Hy praat van die hel, waar hulle wurm nie sterf en in die vuur nie uitgeblus word nie. Waar die wurm nie sterf en die vuur nie uitgeblus word nie. Waar die wurm nie sterf en die vuur nie uitgeblus word nie. En dan sê hy, want elkeen sal met vuur gesout word en elke offerande sal met sout gesout word. Hy praat van mense wat sal hel toe gaan op die einde van dae en hulle sal met vuur gesout word. Wat beteken dit wat doen sout? As jy hom op 'n vel gooi wat nou net geskiet was of wat ook al. Wat doen sout? Dit perseveer. Is dit nie so nie? Dit preserve. Die helse vuurvlamme is nie net gewone vuurvlamme nie. Dis waar die wurm nooit sterf nie, waar die vuur nie uitgeblus word nie, en waar die vuur perseverend is. Want hy sê, want elkeen sal met vuur gesout word.
So die helse vuurvlamme is perseverend. Wat beteken dit? It will preserve you to burn forever. En Jesus het 2 keer meer gepraat oor die hel as oor die hemel. Besef julle dit? En vandag is dit so 'n onpopulêre boodskap, die hel, want jy maak mense bang. Whatever it takes to put the fear of God in you so that you can walk pleasing in the sight of the Lord. Amen? Beteken hierdie vir julle iets so ver? As once saved, always saved, die waarheid is, hoekom het Jesus nie net al gesê, ag nee, wat as jou hand jou laat struikel ensovoorts, moenie worry nie, is gered. Hy sê, kap dit eerder af. Luister vir my, julle jong mense, en selfs ouer mense, as jou foon vir jou 'n probleem is, vat daai foon en breek vir hom. Ja, maar R10.000, al het hy R100.000 gekos. Geen prys kan gekoppel word aan jou saligheid nie. Nou sit jy en jy kyk na goed wat jy nie moet na kyk nie. As ek oor 2 of 3 weke begin praat oor Satan se trickery, ek besluit nog op 'n titel daaroor en ek gaan 'n series daaroor aanbied, sal jy geskok wees om te sien hoe maklik demone ingang vind in mense se lewens. En jy kan, dis een aspek, maar die ander aspek van dit is, kom ons kyk net vir 'n oomblik weg van dit af, van die demoniese magte wat kan ingang vind en hou vaskryp jou. Net op die feit dat jy jou saligheid in die dwang kan bring, deur om aanhou sondig. Ons noem dit in die Engels, you start sinning and you sin, but then you apostate. And you can fall away from the grace of God. Glo julle dit? As jou foon vir jou, breek hy ding, slat hom teen 'n muur stukkend. As iemand vir jou probleem is, 'n gesprek, sny daai persoon uit jou lewe uit. Walk pleasing in the sight of the Lord. Johannes die Doper sê, dra dan vrugte wat by die bekering pas. En Johannes die Doper was hulle een vooruit, want hy sê vir hulle, en moenie dink om by julle self te sê, ons het Abraham as vader nie, want ek sê vir julle dat God mag het om hierdie klippe kinders van Abraham op te wek. Met ander woorde, ons is verbondskinders. So ons is gered, moenie worry nie, ons is fine. Johannes sê, nee, dra die vrugte wat by die bekering pas. En moenie sê dat, basies wat hy daar sê in vers 9, ons is verbondskinders nie. Hy sê, want God het mag om uit 'n klip uit 'n verbondskind te maak. Hy sê dan vers 10, maar die bye lê ook al teen die wortel van die bome. Elke boom wat geen goeie vrugte dra nie, word uitgekap en in die vuur gegooi. Wat word dit mee gedoen? Word uitgekap en in die vuur gegooi. So as jy nie goeie vrugte dra nie, dan word jy uitgekap en in die vuur gegooi. Dis 'n kondisie. Het jy al gehoor, mense wat sê as kinders van die Here Christen, en ons kry so baie meer te doen, maar die ou ryk, klink, praat, dink en dryf handel soos 'n ongelowige duiwel. Wie is hy besig om te bluf? Homself. Die woord van die Here sê, as jy nie goeie vrugte dra nie, nie goeie vrugte dra wat by bekering pas nie, word dit uitgekap en in die vuur gegooi. Nou, vir die mense wat sê, ja, maar ek het nou hierdie spesifiek ingesit, vir hulle wie na die Ou Testament, want ons kry vandag, hoekom ek hierdie ingebring het, is en ek kan baie van dit inbring. Ongelukkig onder ons Afrikaners vandag, is daar so, die Israeliese leer, wat glo dat, jy weet, maak nie saak wat ons doen nie, ons is verbondskinders, en dan laat hulle self sommer besny ook, ensovoorts. Daar's vir jou genoeg skrif, ek gaan nie deur alles gaan, die mense kan hier pos op die skerm en daardeur kyk, en wat die woord van die Here sê, maar daar's genoeg skrif om te bewys dat al dink jy is 'n verbondskind, kan jy nog steeds hel toe gaan. Kyk net na die eerste skrifgedeelte in Exodus 32 vers 31. En Moses, hierdie was toe Moses van die berg afkom, toe sien hy die goue kalf onder. Onthou julle dit? En toe en Moses het na die Here teruggegaan en gesê, ag, hierdie volk het
'n groot sonde begaan en vir hulle goue gode gemaak. Nou dan, as u tog maar hulle sonde wou vergewe, en so nie, delg my dan maar uit die boek wat u geskryf het. Toe het die Here Moses geantwoord, wie teen my gesondig het, die sal ek uitdelg uit my boek. Hoor julle wat sê die woord van die Here? So is dit moontlik om jou naam uitgewis te, as dit vir die Israeliete moontlik was, hoeveel te meer vir my en jou wat heidene genoem word? Kom ons kyk na hierdie skrif, julle kan net pause vir die mense wat later dan kyk na al daai daar's baie Ou Testamentiese skrif. Hoor wat sê 1 Korintiërs 9 vers 24. Weet julle nie die wat op die baan hardloop, wel almal hardloop, maar dat een die prys ontvang nie. Hardloop sodat julle dit sekerlik kan behaal. So hoe moet ons hardloop? As jy in 'n resies is en jy hardloop in die atletiek, jy's besig in 'n resies, hoe moet jy hardloop? Asof jy die prys kan behaal. En elkeen wat aan 'n wedstryd deelneem, onthou hom in alles. Met ander woorde, as ek in 'n wedstryd, toe ek daai jare kickboxing gedoen het ek my van sekere goeders onthou. Met ander woorde, weerhou. Ek weerhou my van suikers en van dit en van dat en van dit en van dat. Hoekom? Want ek wil effektief wees. Kom ons sê so, ek wil effektief wees in wat ek doen. So ek moet van my kant af, moet ek myself weerhou, onthou van alles. En hy sê, hierdie ouens wat hardloop op 'n wedloopbaan en hardloop om 'n prys te verkry, hulle doen dit om nogal 'n verwerplike kraans te ontvang. Met ander woorde, 'n kraans wat net weer gaan, in elk geval, sy blare gaan afdop en dis verby. Hy sê, maar ons, so onverwerklike, so hoeveel meer moet ek myself, ek en jy nie onsself onthou van sekere dinge nie. Hy sê, ek hardloop dan soos een wat nie onseker is nie. Ek slaan met die vuis soos een wat nie in die lug slaan nie. Hy sê, maar ek kastei my liggaam en maak dit diensbaar, dat ek nie miskien terwyl ek vir ander gepreek het, self verwerplik sou wees nie. Daai woord verwerplik is dieselfde woord verwerplik wat in 2 Korintiërs 13 vers 5 gebruik word. Hy sê daar, ondersoek julle self of julle in die geloof is, stel julle self op die proef, of is julle nie seker van julleself dat Jesus Christus in julle is nie. As julle ten minste nie verwerplik is nie. Ek meen, daai Engelse woord is disqualified. Hy sê, Paulus sê, ek kastei my liggaam en maak dit diensbaar. Ek kastei my liggaam. Ek bring my liggaam in orde voor die Here. Dat terwyl ek miskien vir ander gepreek ek nie self gedisqualify word nie. En 'n ander skrifgedeelte sê hy, dat stel julle self op die proef en kyk of julle nie geloof is. Dat julle nie ook verwerplik is nie, dat julle nie gedisqualify word. As one saved, always saved, die waarheid is, jy sien, dis al hierdie tinker, wat is die woord daarvoor? Al hierdie strooi suiker rondom hierdie, wat mense sal opmaak, in plaas daarvan om die skrif te vat, on plain sight, om te sien, wat die woord van die Here sê, en te sê, as die woord van die Here sê, dat het is moontlik om verwerplik te wees, te disqualify te wees, met ander woorde, jy kan nie terugkom in die reis nie, dan is dit absoluut die moontlikheid, dan is dit absoluut so. En as jy in 1 Korintiërs hoofstuk 10 gaan lees, sal jy lees van al die dinge wat die Israeliete oorgekom het, terwyl hulle in die woestyn was. En dan sê Paulus daar in vers 11, 1 Korintiërs 10 vers 11, maar al hierdie dinge het hulle oorgekom. Hy praat van hoe hulle gestraf was en hoe hulle dit en dat ensovoorts. Hy sê dit het hulle oorgekom as voorbeelde, sê 'n bietjie as voorbeelde, en is opgeskryf as 'n, let op wat sê hy daar asseblief. Hy sê, maar al hierdie dinge, hy praat nou van Israel in die woestyn, terwyl hulle op pad was na die beloofde land. Hy sê, al hierdie dinge het hulle oorgekom as
voorbeelde en is opgeskrywe as 'n waarskuwing aan ons op wie die eindes van die eeuwe gekom het. So as dis 'n waarskuwing. Dis 'n waarskuwing. Daarom wie meen dat hy staan moet oppas dat hy nie val nie. 2 Timoteus 2 vers 16 staan daar, wat Paulus vir Timoteus skryf, hy sê, maar die onheilige, onsinnige praatjies moet jy vermy, want hulle sal verder voortgaan in goddeloosheid, en hulle woord sal voortwoeker soos 'n kanker, onder wie daar Himeus en Philetus is, wat van die waarheid afgedwaal het. Wat het hulle gedoen? So waar was hulle eens gewees? In die waarheid. Hulle het van die waarheid afgedwaal, omdat hulle sê dat daar nie 'n opstanding al plaasgevind het nie. En hulle keer die geloof van sommige om. Jy weet, weer daai mense wat insluip en die geloof, soos Judas 1 vers 4 sê, omkeer in losbandigheid. Die genade van God omkeer in losbandigheid. En hier is een van die meer strengste gedeelte in die woord van die Here. Daar's baie, maar luister wat sê hy hierso. Paulus praat van die Israeliete wat afgebreek is as gevolg van hulle ongeloof. Hulle is soos 'n olyfboom wat se tak afgebreek was, en ons wat die wille olyfboom is in hulle plek ingeënt. En dan gaan Paulus aan en hy sê, jy sal dan sê die takke, met ander woorde, Israel is afgebreek, sodat ek ingeënt kon word. Goed, deur ongeloof is hulle afgebreek. Hierdie Jode is afgebreek as gevolg van hulle ongeloof. Maar jy staan deur die geloof, moenie hoogmoedig wees nie, maar vrees. Hoor wat sê vers 21. Want as God die natuurlike takke nie gespaar het nie, sal hy miskien jou ook nie spaar nie. Hoeveel meer duideliker wil jy dit nie hê nie? As God die natuurlike takke nie gespaar het nie, sal hy dalk jou ook nie spaar nie. Dan gaan hy aan en hy sê, let dan op die goedertierenheid, sê 'n bietjie goedertierenheid, en gestrengheid. Twee dinge. Hy sê, let dan op die goedertierenheid en die gestrengheid. Jy sien, daai is een gedeelte wat mense nie wil oorpreek vandag nie, is die gestrengheid van God. Ons wil net let op die goedertierenheid en oor jou en jy en 'n motiverende boodskap en hoe jy 'n beter persoon kan wees en al die wat seker hulle dit sy plek het ensovoorts. Maar ons konsentreer net op hierdie. Paulus sê, hey, let op alles, let op die volheid van die Here. Let dan op die goedertierenheid en die gestrengheid van God. Gestrengheid op die wat geval het. Maar goedertierenheid oor jou as jy in die goedertierenheid bly. Kan jy sien dis kondisioneel? As jy val, nie praat nie van val en staan op en jy val. Ek praat van as jy, daar's 'n Grieks, die oorspronklike taal maak dit baie duidelik. If you apostate, as jy heeltemal wegval. Hy sê, is daar gestrengheid wat oor jou kom? Hy let op die gestrengheid oor die wat geval het, maar goedertierenheid oor jou as jy in die goedertierenheid bly, anders sal jy ook gekap word. Daai is 'n kondisie. As jy wil die goedertierenheid van die Here beleef, moet jy in die goedertierenheid van die Here bly. Amen. Ek wil begin volstaan met hierdie skrifgedeeltes. Hoor wat sê die woord van die Here. Verveel ek julle so ver? Of is julle dwaal julle gedagtes? Hoor wat sê Hebreërs 6 vers 4. En hierdie mense wil nie sommer oor hierdie gedeelte praat nie, maar hoor wat sê die skrywer. Hy sê, jy kan nou dit by die huis gaan heeltemal lees. Hy sê, want dit is onmoontlik om die wat eenmaal, sê bietjie saam my, verlig geword het. Hy sê, want dit is onmoontlik om die wat eenmaal verlig geword het
en die hemelse gawe gesmaak het, en die Heilige Gees deelagtig geword het. Klink vir my soos mense wat weer gebore is. Hy sê, want dit is onmoontlik om die wat eenmaal verlig geword het, jy word verlig wanneer jy Jesus Christus aanneem en as jy hom, wanneer jy weergebore word, en die hemelse gawe gesmaak het, en die Heilige Gees deelagtig geword het, en die goeie woord van God gesmaak, en die kragte van die toekomstige wêreld, praat alles van die wedergebore, hier is wedergeboorte, en die kragte van die toekomstige wêreld, en afvallig, sê bietjie afvallig. Ek gaan dit weer lees, vanaf vers 4. Want dit is onmoontlik om die wat eenmaal verlig geword het, en die hemelse gawe gesmaak het, en die Heilige Gees deelagtig geword het, en die goeie woord van God gesmaak het, en die kragte van die toekomstige wêreld, en afvallig geword het, om die weer tot bekering te vernuwe. Omdat hulle ten opsigte van hulle self die Seun van God weer kruisig en openlik tot skande maak. Hy sê dit is onmoontlik, as jy al hierdie verlig geword het, hemelse gawe gesmaak het, die Heilige Gees deelagtig geword het, die goeie woord van God ontvang het, die kragte van die toekomstige wêreld, en as jy dan afvallig word, om die weer tot bekering te vernuwe. Omdat hulle ten opsigte van hulle self die Seun van God weer kruisig en openlik tot skande te maak. Nou beteken dit iemand wat gered is en wat afvallig begin raak, met ander woorde, hy val terug. Kan so 'n persoon terugkom, ja of nee? Hy kan. Die verlore seun, Jakobus ensovoorts, hy kan terugkom. Hierdie spreek van mense wat apastheid. Dis hoekom ek sê die Afrikaans is so onduidelik ten opsigte van die Grieks. En dis hoekom ek hou daarvan om in die oorspronklike tale te bestudeer van die skrif. Die apastheid, when they apostate. Hierdie brief is geskryf vir Christene wat Jode was en hulle het baie vervolging verdra terwille van hulle geloof in Jesus Christus, en hulle was van plan want hulle tot redding gekom, tot bekering gekom, hulle het die Heilige Gees deelagtig geword, en hulle was toe van plan om weer terug te draai in Jodendom onder die wet in. En toe skryf Paulus, ek glo Paulus die Hebreëse skrif, toe skryf hy, toe sê hy, as julle dit doen, is dit onmoontlik om, because then you apostate, dan draai jy heeltemal weg. Jy verloon die, jy vertrap die bloed van die verbond. Maak dit sin? As one saved, always saved die waarheid was, hoekom sal dit daar staan? Mense, ek vra jou vraag, hoekom sal dit daar staan? Hoor wat sê Hebreërs 10 vers 23. Hoor wat sê, laat ons die belydenis van die hoop waarin ons staan, onwankelbaar vashou, want hy wat het beloof het is getrou. So wat moet ons doen? Ons moet die belydenis van die hoop, ons geloof, moet ons onwankelbaar vashou. Jy weet, ons moet stryf hierdie geloof waarin ons is. Ons moet dit onwankelbaar vashou, en laat ons op mekaar ag gee om tot liefde en goeie werke aan te spoor. En laat ons onderlinge byeenkoms nie versuim, soos sommige die gewoonte het nie, maar laat ons mekaar vermaan, en dit des te meer na mate julle die dag sien nader kom. Jy sien, dit is goed as daar fellowship is, en ons kan mekaar vermaan en help en om te groei, om in die geloof te bly, en nie mekaar dit is vir my so hartseer, mense wat tot bekering gekom het, maar verder aanhou byvoorbeeld vloek, of verder aanhou met hulle gehoreerdery. Besef jy nie wat die woord van die Here sê nie? Inteendeel, of jy weet glad nie wie Jesus is nie, nommer 1, of nommer 2 is,
en ek wil hier versigtig wees om te sê, of jy kom tot redding en dis 'n heiligmakingsproses. Ek verstaan dit, maar as jou attitude is nadat jy weet dit mishaag die Here, nadat jy weet God het geen behaag in hierdie gevloekery en hierdie dit en dat nie, maar jy hou aan deliberately, hou aan om daarin te wandel. As jy regtig, as jy seniel, as jy verstaan jy nie die gestrengheid van God nie? Hy sê, laat ons op mekaar ag gee en tot goeie werke en liefde aanspoor en laat ons die onderling byeenkoms soos vandag nie versuim so sommige die gewoonte het nie. Want jy sien, dis maklik om daai gewoonte, as jy eers een keer in die kerk toe gaan, en raak dit al hoe makliker om nie kerk toe te gaan nie. Laat ons mekaar vermaan. Vermaan, daai woord vermaan beteken aanspoor. As dit bestraffing kort, bestraf ook. En dis des te meer na mate julle die dag sien naderkom. Hoor nou wat sê vers 26. Hier gaan hy hom basies self weer herhaal. Want as ons opsetlik sondig, dit beamoen eintlik wat ek nou net gesê het. Want as ons opsetlik sondig, nadat ons die kennis van die waarheid ontvang het, bly daar geen offer vir die sondes meer oor nie. Sien jou ernstige sonde voor die Here? Dink 'n bietjie hieraan. Elke sonde wat jy doen, is 'n sonde wat Jesus voor die prys moes betaal het. Hoe laat dit jou voel? Elke sonde wat jy doen, is iets wat Jesus voor moes betaal het. Hierdie wat hy hiervan praat, is weer eens die apastheid. Net soos in hoofstuk 6, as mens opsetlik sondig, mens draai weg, want hierdie Jode was besig om, wat nou tot bekering gekom het, is nou besig om weg te draai van die Here Jesus af, en om weer terug te gaan onder die wet en onder die Jodendom in. Dit is die agtergrond van Hebreërs, die brief Hebreërs. Hy sê, want as ons opsetlik sondig, nadat ons die kennis van die waarheid ontvang het, bly daar geen offer vir die sondes oor nie, maar 'n verskriklike verwagting van oordeel en vuurgloed. Kom ons lees net weer vers 26 en 27 mooi saam. Want as ons opsetlik nadat ons die kennis van die waarheid ontvang het, met ander woorde, nadat ons tot redding gekom het, tot bekering gekom het, dit wat in hoofstuk 6 ook sê, want as ons opsetlik sondig, nadat ons die kennis van die waarheid ontvang het, bly daar geen offer vir die sondes meer oor nie. Maar wat bly daar oor vir ons? Maar 'n verskriklike verwagting van, nommer 1, lees daar, oordeel en 'n vuurgloed, wat die teestanders sal verteer. Nou gaan hy terug, want hy skryf nou, onthou aan Jode wat tot Christendom, wat die Here Jesus aanvaar het, maar nou wil hulle weer teruggaan na Moses toe. Nou gebruik hy Moses, hy sê, as iemand die wet van Moses verwerp het, sterf hy sonder ontferming op die getuienis van 2 of 3. Hy sterf. Hoeveel swaarder straf, dink julle, sal hy verdien, wat die Seun van God vertrap het, en die bloed van die testament waardeur hy geheilig is, onrein geag het in die gees van die genade gesmaak het. Besef jy, dit is wat gebeur as jy sondig en sondig en sondig? Jy smaak die Heilige Gees en jy begin om die bloed van die testament te vertrap. Want ons ken hom wat gesê het, my kom die wraak toe, ek sal vergelde, spreek die Here, en weer die Here sal sy volk oordeel. En hierdie is seker die mees vreesaanjaende skrif my in die Bybel. En nie een van julle het regtig, behalwe 2 of 3, het aantekening notas nie, maar julle beter hierdie as 'n aantekening maak. Vers 31, vreeslik,
is dit om te val in die hande van die lewende God. As ek daai skrif hoor, is daar so bekleed. Wie van julle voel wat ek, kan julle dit nou voel of nie regtig nie? Of is julle net, ag nee, this is putting the fear of God inside of me. To say, Lord, seek me and see and find if there be a wicked way in me. Daar in vers 12 van Hebreërs 3 sê hy, sorg daarvoor, broeders, dat daar nie miskien in een van julle 'n bose en 'n ongelowige hart is deur dit hy van die lewendige God afvallig geword het nie. Maar vermaan mekaar elke dag, dis amper wat hy gesê het daar in hoofstuk 10, is dit nie? Maar vermaan mekaar elke dag, solank as dit vandag genoem word, sodat niemand van julle deur die verleiding van die sonde verhard word nie. Sonde verlei jou en raai wat doen dit? Dit maak jou bietjie vir bietjie hard. Dis soos 'n eelte. Ek het 'n eelte op my vinger. Wie van julle het eeltes iewers op jou liggaam, né? 'n Eelte, hy het naderhand nie gevoel daar nie. Wie van julle weet dit, né? Raai wat dis wat sonde doen. As jy eers een keer dit doen, dan vir die eerste keer as jy nou werklik weergebore is en jy doen dit, dan voel jy soos jy's geskok. Maar as jy nie omgee nie en you've got a no care attitude and you do it again and again, raak dit naderhand vir jou gewoonte en dan sê hy, dan is jy in die verleiding van sonde wat jou hart verhard. Jy begin om jou hart te verhard. Vers 14, want ons het deelgenote van Christus geword, ons het deelgenote van Christus geword, dis kondisie, as ons net die begin van ons vertroue tot die einde toe onwinkelbaar vashou. Met ander woorde, ons is Christene, in eenvoudige terme, net solank ons die begin van ons vertroue tot die einde toe onwankelbaar vashou. Hebreërs 10 vers 35 sê, werk aan julle vrymoedigheid wat 'n groot beloning het, nie weg nie. Ek wil net gou hier stop en ietsie vir. Werk aan julle vrymoedigheid wat 'n groot beloning het, nie weg nie. Kan jy jou beloning wegwerp? Ja. Want julle het lydsaamheid nodig om, nadat julle die wil van God gedoen het, die belofte te verkry. Want nog 'n klein tydjie en hy wat kom, sal kom en nie versuim nie. Vers 38. Maar die regverdige sal uit die geloof lewe. Let op wat hy volgende sê. Maar die regverdige sal uit die geloof lewe. Wat se geloof? Die geloof in Jesus Christus. As hy hom onttrek, met ander woorde, as hy backslide, het my siel geen welbehae in hom nie. Maar by ons is daar geen onttrekking tot die verderf nie. Maar wat sê hy? Ons lees so vinnig daaroor. Maar by ons is daar geen onttrekking tot verderf nie. Sien jy wat gebeur met backsliders? As hulle in daai posisie bly, wat gebeur met hulle? Hulle gaan in die verderf. Verstaan jy hoekom backsliding so gevaarlik is? Verstaan jy hoekom jou geloof 'n stryd is? Dis hoekom jy moet let op wat jy sê, die grappies wat jy maak, die dinge wat jy sê, die dinge wat jy doen, die dinge wat jy aan dink, jou motiewe van jou hart selfs. Jy kan regte dinge doen, maar jou motiewe kan vals wees. God ken die hart. Dis hoekom hy sê, wie sal staan op die berg van die Here? Hy die rein van hart is. Verstaan jy dit? Jou goed kan reg wees, maar jou motiewe kan vals wees. Hy sê, maar by ons is daar geen backsliding, ek sit dit nou sommer daarin, onttrekking tot die verderf nie, maar geloof tot behoud van die lewe. So as ons in hierdie geloof bly, is daar behoud tot die lewe. En dan natuurlik hierdie skrifgedeelte, hoor wat sê hy. Want as hulle, nadat hulle deur die kennis van die Here en Saligmaker Jesus Christus die besmettinge van die wêreld ontvlug het. Wanneer het jy die besmettinge van die wêreld ontvlug? By jou redding en by jou
by jou bekering. Hulle tog weer deur hierdie dinge laat verstrik en oorwin word. Jy sien, dis een ding om verstrik te word en jy vra die Here vir en jy kom, maar as jy deur dit oorwin word, dan het dit vir hulle die laaste erger geword as die eerste. Wie van julle weet as 'n ou tot bekering kom en hy val weg van die Here af, is daai ou 2 keer erger as voordat hy. Dan sê hy in vers 21, want dit sou vir hulle beter gewees het as hulle die weg van die geregtigheid nie geken het nie. Hy sê dit net so, dit sou vir hulle beter gewees het as hulle nie die Here geken het nie. Want hoekom? Daar wag 'n hengse oordeel vir hulle. As dat hulle, nadat hulle dit leer ken het, hulle afkeer van die heilige gebod wat aan hulle oorgelewer is. Jakobus 5 vers 19 praat van wanneer ons iemand wat in op hierdie pad is, hulle tot redding bring in Jesus naam. Hiermee sluit ek af. Hoor wat sê Openbaring 3 vers 4. Hy praat daar van die gemeente van Sardes. Hy sê, maar julle het enkele persone ook in Sardes, wat hulle klere nie besoedel het nie. En hulle sal saam met my in wit klere wandel, omdat hulle dit waardig is. As hy sê, hulle het hulle klere nie besoedel nie, praat van hulle het nie gewandel in stryd, hy did not apostate, hy did not walk in sin. En hoor bietjie, as jy wil, gaan doen 'n studie by jou huis oor die woord wie oorwin. Daar's 'n groot belofte vir hulle wie oorwin. Die Bybel sê in vers 5, wie oorwin sal bekleed word met wit klere. Ek sal sy naam nooit uitwis uit die boek van die lewe nie. Wag net so 'n bietjie. So, kom ons lees net weer vers 5. Wie oorwin sal bekleed word met wit klere. En ek sal sy naam nooit uitwis uit die boek van die lewe nie. So is dit moontlik om jou naam uitgewis te kry uit die boek van die lewe? Het die Here nie dit vroeër vir Moses gesê, toe hy gesê van die volk, ek sal naam uitwis nie? Hier sê hy duidelik uit die boek van die lewe. So hulle naam was eens, hy praat nie met die kerk van Sardes, hy praat nie met ongelowiges nie. Hy sê, wie oorwin sal bekleed word met wit klere, en ek sal sy naam nooit uitwis uit die boek van die lewe nie. En ek sal sy naam bely voor my Vader en voor sy engele. Wie 'n oor het, wie van julle het 'n oor? Dan sit jou hand op jou oor. Sê ek het 'n oor. Laat hom hoor wat die Gees aan die gemeentes sê. Vers 12 sê die Here in die volgende gemeente, hy sê, wie oorwin, ek sal hom 'n pilaar maak in die tempel van my God. Met ander woorde, daar is 'n belofte vir hulle wie oorwin. Openbaring 21 vers 7, hy wat oorwin, sal alles beerwe. En ek sal vir hom 'n God wees. Nou is my vraag outomaties, as hy nie oorwin nie, sal die Here vir hom 'n God wees? Hy sê, hy wat oorwin, sal alles beerwe. En ek sal vir hom 'n God wees, en hy sal vir my 'n seun wees. So met ander woorde, daai hy wat oorwin, is kondisioneel. Sien julle dit? Dan eindig Openbaring 21 vers 8, en hy sê, maar wat die vreesagtig is, ek dink die eerste ouens wat hel toe gaan, is die vreesagtiges. Want God het ons nie 'n gees van vrees gegee nie, maar van krag, liefde en selfbeheersing. Maar wat die vreesagtiges aangaan, en die ongelowiges, en die gruwelikes, en die moordenaars, en die hoereerders, en die towe, jy kan, weet jy wat nee, die ding wat die mense vandag doen, is hulle probeer hulle sondes regverdig, en na hierdie boodskap, weet ek nie hoeveel ammunisie het jy oor, om jou sondes te regverdig nie. Jy kan probeer aangaan, die Bybel is baie duidelik, the Bible in itself without commentary or explanation is so disarming. It disarms you. So mense gaan vandag aan hulle hoereer, hulle bly saam voor die huwelik. Het seksuele gemeenskap voor die huwelik. Wat is dit? Wat is dit? Hoereerdery.
Hoereerders, maar die moordenaars. En nou sê die woord van die Here, as jy jou broeder haat sonder rede, dan sal jy verantwoording doen in die helse vuur, Matteus 5. En 1 Johannes sê dat hy wat sy naaste haat, wat sy broer haat, is 'n moordenaar. En die hoereerders en die towenaars, 1 Samuel 15 praat van towery, ongehoorsaamheid en towery is dieselfde sonde. En die afgodedienaars, en al die, sien julle al die is vir julle mooi en groen gehighlight. Sê 'n bietjie aan al die. So selfs hy witleens. Onthou jy daai witleens? Is daar so iets soos 'n witleen? As jy vir die Here eendag gaan sê, maar Here, ek het 'n witleen vertel, dan sê die Here, ja, maar en al die leenaars. So julle wat, as jy nou wil geklassifiseer, ja, maar ek het 'n witleen, en al die leenaars, hulle deel is in die poel wat brand met vuur en swaal, dit is die tweede dood. My vraag is, gaan ons God se woord ernstig opgevat of gaan ons speel? Maar pastoor, dit gaan my baie kos. Dis veronderstel om jou alles te kos. Dis jou veronderstel om jou alles te kos. Ek het soveel wat ek nog wou gesê het, maar 1 Johannes 1 vers 9 sê, as ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. So ons moet kom op 'n plek van berou en sondebelydenis. Want die droefheid van volgens die wil van God werke onberoulike bekering vir redding, maar droefheid vir die wêreld werke die dood. So as ons 'n berou het en droefheid, wek dit 'n bekering, regtige bekering. En dit is soos Dawid erken het en gesê, Here, teen U alleen het ek gesondig. En soos die verlore seun om te gesê het, ek het teen die hemel gesondig, ek het teen U gesondig. Weet teen wie jy sondig, jou sonde is teenoor die Here. En kom op 'n plek van berou, belydenis en dan heiligmaking. 1 Tessalonisense 4 vers 3 sê, want dit is die wil van God, julle heiligmaking. En wat ek nou mee begin het, jaag die vrede na met almal en die heiligmaking, waarsonder niemand die Here sal sien nie. 1 Petrus 1 vers 13 sê, daarom omgord julle ledene van julle verstand, wees nugter en hoop volkome op die genade wat julle deel word by die openbaring van Jesus Christus. Soos gehoorsame kinders moet julle nie julle lewe inrig nie. So met ander woorde, jy moet nie jou lewe inrig soos ongehoorsame kinders nie. Jy moet jou lewe inrig volgens die wil van God. God gaan dit nie vir jou doen nie. Jy moet dit doen. Maak dit sin? God will do the supernatural, you do the natural. Vers 15, maar soos hy wat julle geroep het heilig is, moet julle ook in julle hele lewenswandel heilig word. Omdat daar geskryf is, wees heilig, want ek is heilig. Het die boodskap vir julle iets beteken? Julle moet vanmôre verstaan, dat elke sonde wat die mens doen, is in die onmiddellike teenwoordigheid van die Here. Ek wil hê julle moet verstaan, dat we can sin and sin and sin and become so hardened, soos hierdie eelte, dat jy laterand nie meer omgee nie. Wat vir my die vreemdste is en vir my opvallend is, as ek met mense te doen het, en hulle vloek soos 'n matroos, hulle gaan aan soos die duiwel homself, en later as jy nou vir hom wil iets vra oor Here, dan sê hy nie, dis vandag die maklikste antwoord, ek is 'n Christen. Weet jy wat het ons eintlik nodig? 'n goeie vervolging in hierdie land op Christene. Jy sal sê, hoekom sê jy dit? Because then
the sheep will be separated from the goats. Maar dis nie ons werk om dit te doen nie, die Here sal. Verstaan julle dit? As daar 'n goeie vervolging in hierdie land kom, as vervolging, dan gaan jy sien wie is die skape, wie is die bokke. En dis nie vir my om te sien of vir jou om te sien nie. En dan ten slotte, dit wat ek met julle gedeel het, is ons kan so ver verval van die genade van God, dat ons heeltemal apastheid en verlore gaan. Het jy die woord vir julle iets beteken? Het jy dit julle 'n bietjie wakker laat skrik? Kom ons sluit ons oë.